Broers en susters, goeiedag en baie welkom. Voordat ons uit die Here se woord uit lees, kom ons vra vir wysheid en vir insig. Ons groot en wonderlike Here, ons sit vandag weer voor U om by U te leer, by U te ontvang en om deur U gevorm te word en weer in die wêreld ingestuur te word. Here, ons bid veral vandag dat U ons sal help om te verstaan wat ons lees en wanneer ons verstaan, dat ons ook sal luister. Amen. Ons lees vandag uit 1 Konings 3 en ons lees vers 1 tot 12. Dit begin op bladsy 343 in die Ou Testament. Salomo het die skoonseun van die Farao, die koning van Egipte geword. Hy het die dogter van die Farao as vrou geneem. Hy het haar na die stad van Dawid gebring, totdat hy klaar was met die bou van sy paleis en die huis van die Here en met die muur rondom Jerusalem. Die volk het nog steeds net op die offerhoogtes geoffer, omdat 'n huis vir die naam van die Here tot in daardie tyd nog nie gebou was nie. Salomo het sy liefde vir die Here getoon deur die vaste voorskrifte van Dawid, sy vader, te volg, behalwe dat hy nog steeds op die offerhoogtes geoffer en wierook gebrand het. Salomo gaan toe na Gibeon om daar te offer, want dit was die belangrikste offerhoogte. 1000 brandoffers het Salomo op daardie altaar geoffer. By Gibeon het die Here in die nag in 'n droom aan Salomo verskyn. God het gesê, "Vra wat ek vir jou moet gee." Salomo het gesê, "U self het aan die diensknegt, my vader Dawid, oorvloedige troue liefde bewys, omdat hy voor U geleef het in waarheid en geregtigheid en ook met opregtheid van hart teenoor U. U het hierdie oorvloedige troue liefde teenoor hom volgehou en aan hom 'n seun gegee wat op sy troon sit, soos dit vandag is. En nou, Here my God, dit is U wat U diensknegt koning gemaak het in die plek van my vader Dawid. Maar ek is 'n jong seun. Ek weet nie hoe om uit te gaan of in te kom nie. U diensknegt bevind hom onder U volk wat U gekies het, 'n groot volk wat vanweë sy grootte nie bereken of getel kan word nie. Gee dan aan U diensknegt 'n hart wat luister, om as regter op te tree vir U volk, om te kan onderskei tussen goed en kwaad. Want wie kan reg spreek oor hierdie veeleisende volk van U? Dit was goed in die oë van die Here, dat Salomo juist dit gevra het. God het vir hom gesê, omdat jy hierdie versoek gerig het, en nie vir jouself 'n lang lewe gevra het nie vir jouself rykdom gevra het, en nie die lewens van jou vyande gevra het nie, maar vir jouself onderskeidingsvermoë gevra het om regsaake aan te hoor. Kyk, ek voldoen aan jou versoek. Ja, ek gee aan jou 'n wyse en verstandige hart, sodat daar voor jou niemand was soos jy nie, en na jou niemand soos jy sal opstaan nie. Ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat hierdie woord hoor en ook daaraan gehoor gee. Daar's 'n bekende aanhaling deur die Britse joernalis Miles Kington. Kennis is om te weet dat 'n tamatie eintlik 'n vrug is. Wysheid is om te weet dat 'n tamatie nog steeds nêrens hoort naby 'n vrugteslaai nie. Die maklike uitweg vir vandag se skriflesing sou wees om net op Salomo se wysheid te konsentreer. Ons sou dalk net verse 5 tot 12 kon lees, en dit was dit aangenaam om te hoor. Dit was 'n maklike boodskap om voor te berei ook. Maar dit is dikwels in die ongemak van die Bybel waar ons tot nuwe insigte kom. Vers 1 tot 4 is geweldig belangrik in die konteks van ons skriflesing. Dis belangrik want wat Salomo vir ons wys, is eintlik nie wys binne sy konteks nie. Die twee groot beskuldigings wat ons kan neem teenoor die koning, is sy huwelik en sy offers. Generasies na Salomo, net voor die oorlog teen Assirië, vra Noord-Israel by Egipte vir hulp. En die profeet Jesaja sê, maar dis 'n klap in die Here se gesig na alles wat God moes doen in die Exodus verhaal. Israel was nie veronderstel om terug te gaan na hulle onderdrukkers nie. As dit verkeerd was in die 6de eeu voor Christus, dan was dit verseker nog verkeerd in die tyd van Salomo. Salomo het nie met die Farao se dogter getrou oor haar pragtige oë of humorse nie.
Dit was maar 'n politiese huwelik om te verseker dat die farao Israel sou uitlos. Die ander opsie wat Salomo uitvoer, is om te offer in die hoogtes van Gibeon. Ek gaan nou vir ons 'n redelike akademiese konsep verduidelik, maar ek beloof dat as julle dit hier snap, dat julle dit baie makliker gaan raak sien in die vervolg. Daar's 'n verskil tussen 'n kaping en sinkretisme. 'n Baie goeie voorbeeld van 'n geestelike kaping is dit wat Christene met Kersfees gedoen het. Die wintersonstilstand in Europa en Noord-Afrika was 'n fees met liggies waar mense vir mekaar presente gegee het. Die kerk het gesê, maar ons wil nie dat mense hierdie heidense fees vier nie, so ons kort nog 'n fees om die geboorte te herdenk van Jesus, so ons maak dan nou hierdie datum, daardie geboortefees. Ons gaan alles verander rondom die betekenis daarvan, en ek dink vandag, hulle was baie suksesvol geweest. Reg oor die wêreld vier mense Kersfees. Ons lees Bybel, ons sing Kersliedere, ons hou 'n erediens. Dis 'n heel ander verskynsel as wat dit was in Europa en Noord-Afrika. 'n Kaping wat nie so goed gewerk het nie, is die omgekeerde 5-puntige ster, die pentagram. Aanvanklik was dit 'n astronomiese kaart in Ou Kanaan in Mesopotamië. Die beweging van die sterre het sekere patrone gevolg en dis hoe dit vir hulle gelyk het. En toe sê die kerk, nee, dit is duiwels, ons raak ontslae hiervan. En met die tyd het die sataniste dit toe vir 'n ander rigting gekaap en dit vir hulle self geëien. So as die kerk nooit gesê het 'n pentagram is duiwels nie, dan sou werklike duiwelaanbidders dit nooit gebruik het nie. Sinkretisme is iets heel anders. Sinkretisme is as die nuwe gebruik nog feitelik al die handelinge en simbole van die ou een insluit. Toe die Katolieke sendelinge in Afrika aankom, toe vertel hulle vir die plaaslike mense van die beskermheiliges. Christophorus is die beskermheilige van reisigers, Sint Francis is van die natuur. En toe sê die mense, o ja nee, ons weet, ons bid ook tot die voorouers al vir eeue. Daar is vandag inheemse kerkverbande wat baie kritiek kry oor hulle verering van hulle voorsate, maar dan is hulle antwoord gewoonlik, goed, maar hoe verskil dit wat ons doen van julle feeste van Sint Valentyn of van Sint Bartolomeus? Die hoogtes in die omgewing van Ou Kanaan is waar die plaaslike afgode aanbid was. As jy 'n offer vat na een van die hoë plekke toe, dan was dit gewoonlik vir El of Baal. As jy vir Salomo vra, Salomo, maar wat het jy daarbo gaan maak? Dan sou hy antwoord, maar dit was 'n offer vir die Here. As jy vir enige iemand anders sou vra, wat sal iemand daar soek? Dan sou dit lyk soos 'n afgodsoffer. So as Salomo vra dat die Here hom wysheid moet gee, dat die Here hom lei, dan is dit omdat hy dit nodig gehad het. Hy was nie gebore as 'n klein, gryse, wyse Salomo gewees nie. Niemand van ons kan sê, ons het nie God se leiding nodig nie, maar Salomo kan dit veral nie sê nie. Voordat ons oor sy groot wysheid praat, is wysheid regtig waarvoor hy gevra het? Van verse 6 tot 8 prys Salomo vir Dawid sy pa en hy noem hoe groot die posisie van koning is. In vers 9 vra hy wat hy wil vra. Ek gaan dit weer vir ons lees. Gee dan aan die dienskneg 'n hart wat luister, om as regter op te tree vir u volk, om te kan onderskei tussen goed en kwaad, want wie kan reg spreek oor hierdie veeleisende volk van u? Salomo vra nie regtig vir wysheid nie, nee. Dit is waarvoor hy vra. Help my om gehoorsaam te wees, help my om reg te regeer, help my om te weet wat is reg en verkeerd, en help u my om oor die volk te regeer. Ek sou sê dat hierdie is wysheid. Salomo dalk vir bereidwilligheid gevra het. Daar's 'n groot blindekol wat ons konteks betref as dit kom by wysheid. Ons verstaan wysheid dikwels as om die regte besluit te neem op die regte tyd. Die Franse bioloog Louis Pasteur het gesê dat voorspoed net die voorbereide verstand tref. Toe verbaster ons dit deur die jare
en ons skep die volgende aanhaling. Voorspoed is as voorbereiding en geleentheid ontmoet. Dit is so modernisties. Dit plaas sukses as iets wat by ons rus en by ons alleen. Dit ontken ander mense, dit ontken die Here en dit ontken ook bloot goeie of slegte geluk. Ons kan so voorbereid wees op droogte soos wat ons wil. Ons kan so gereed wees vir belaglike brandstofpryse of invoertariewe soos wat ons wil. Party mense is blootgebore met alles en sou suksesvol wees, ongeag wat hulle gehad het. Party mense is die teenoorgestelde. Ons konsep van wysheid lê net in onsself. Die Ou Testament verstaan wysheid as die dien van die Here. Dit verskyn 'n klomp keer in baie van die psalms, maar ook op ander plekke in die Ou Testament. As die Here dan vir Salomo wysheid gee, is dit nie wysheid om die slimste ou in die vertrek te wees nie. Die Here gee vir Salomo wysheid om die Here se wil uit te voer, om te luister na God. Ons het modernisme aangeraak nie te lank gelede nie, en toe sê ons, dit kan opgesom word deur ek dink, daarom is ek. Later te raak dit, ek kan enigiets doen, as ek genoeg geld, tyd en breinkrag daaraan stoot. My eie logika en my eie wese is heeltemal wat ek is. En dis eenvoudig nie waar nie. Ons is deel van 'n web van geloof, familie, gemeenskap, land en wêreld. Dis soos as ek nou onder die EcoSport inklim en ek begin werkskaf, want dis mos nou my kar. Die meeste van die boere, trouwens meeste van die ander mense in die gemeente, is meer geskik om daar te krap as ek. Want nou sê ek, nee, ek vat nie my kar besters toe nie, ek ploeter self rond. As ek op my eie insig staat maak, dan ontneem ek myself die Here se raad. Dan ignoreer ek die wysste van almal, want ek wil self. Maar gehoorsaamheid gaan nie net oor die hoe nie, dit gaan ook oor die wat. Vandag verstaan mense hulle lewensdoel 'n bietjie anders as 'n paar dekades gelede, want ons is dan besig om wakker te word. Maar wat sê die wêreld daar buite vir ons, is alles belangrik. Jy moet soveel geld maak, jy moet die rykste mense in die wêreld wees, jy moet beeldskoon wees en jy mag nie ouer of vetter word nie, mans en dames ingesluit. Jy moet 'n huislike gesin hê en jy en al jou vriende moet mal wees oor mekaar en almal moet altyd oor die weg kom. En dis omtrent dit. Maar die Here wys vir ons ook ander passies en ander roepings wat ons dalk nie self aan sou gedink het nie. Miskien wys die Here vir my 'n liefde vir eensame bejaardes of vir afgeskeepte kinders. Dalk gee die Here vir my 'n talent om die Bybel aan iemand te verduidelik of om mooi te sing, mooi te skryf. Daar's soveel ander moontlikhede wat die Here ons wys, net as dit wat die TV vir ons sê belangrik is. Salomo wys vir ons dat juis as gevolg van sy eie beperkings dit beter is om in die Here te vertrou. Hy kon glad nie die Here se wil gesoek het nie en ander rigtings vir sy koningskap inslaan. Hy kon Salomo die kryger, Salomo die digter, Salomo die vredemaker wees. Hy kies om eerder te mik daarvoor om Salomo die gehoorsame dienaar van God te wees. As ek besluit om 'n kind se skoolfonds te borg, dan gaan dit my letterlik armer maak. Maar dan kan ek nader daaraan kom om God se doel van barmhartigheid te bereik. As ek gereeld buite staan saam met my arbeiders en ek bid saam met hulle en ek bid vir hulle, dan gaan ek 'n paar ekstra plooie hê. Maar dan vorder ek in die rigting en in die roeping van getuienis wat ek by God ontvang het. As ek vir die mense gaan kuier wat iemand aan die dood afgestaan het of wat baie siek is, dan is dit fisies minder tyd by my gesin. Maar dan bereik ek die Here se doel van ondersteuning. Daar's soveel meer wat die Here ons wys, wanneer ons stop om te luister en om te vra. Wysheid is om te weet wat om met die tamatie te maak. Dis nie om te weet dat 'n tamatie eintlik 'n vrug is nie. Dis nie eers om te weet dit behoort nie in 'n vrug te slaai nie. Wysheid is om vandag vir die Here te vra,
en elke dag. Here, watter slaai wil U hê, moet ek vandag maak? Amen. Ons groot en wonderlike Here, U seën ons met soveel geleenthede om U wil te doen. U seën ons met die duidelikheid van U Gees wat in ons woon, met U woord, met medegelowiges. En tog is dit so menslik om net prioriteit te gee aan dit wat vir ander mense die belangrikste is. Here, U roep ons om ons gawes uit te leef in ons gemeenskap. En ons sien deur Salomo se voorbeeld ook dat as ons vra vir U, as ons bereid is om te gaan waarheen U ons stuur, dat U vir ons ook onderskeiding en insig kan gee. Here, ons wil niks aanpak wat nie U wil is nie. En help ons om dat as ons U stem hoor, dat ons dan met oorgawe in daardie rigting sal beweeg. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons koning. Amen.